Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 31ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê vandag: bom ontplof by Woolworths Food in Bloemfontein. Jou volle storie is hier. Nog stories: dele in Wes-Kaap kan tot Julie sonder krag wees. NSFAS weer onder administrasie geplaas. Staat wil onwettige tenders keer. Bulle wen Munster op Loftus Versveld. Stormers wen Cardiff op DHL Stadion. 'n Ontploffing het Vrydagoggend 29 Mei 2026 by die Woolworths winkel in die Prailer Square winkelsentrum in Bloemfontein plaasgevind. Die voorval het in vroeë oggendure gebeur toe die winkelsentrum nog nie vir die publiek oop was nie. Volgens die eerste inligting is die winkelbestuur kort na 3 uur in die oggend deur 'n sekuriteitsmaatskappy in kennis gestel dat daar 'n ontploffing in hierdie winkel was. Polisie, nooddienste, die hondeeenheid en die plofstofdeskundiges het vinnig na die toneel gegaan om hierdie gebied te beveilig en ondersoek in te stel. Gelukkig is niemand beseer nie en is geen groot strukturele skade aangemeld nie. Die skade was beperk, maar die ontploffing het groot kommer onder werknemers, winkeleienaars en inwoners veroorsaak. Die saak word nou deur die Valkese eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad ondersoek. Ondersoekers probeer vasstel wat die ontploffing veroorsaak het en of dit moontlik verband hou met 'n soortgelyke ontploffing wat die vorige dag by Woolworths winkel in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind het. Geen arrestasie is tot dusver gemaak nie. Na veiligheidsinspeksies is die grootste deel van die Prailer Square weer vir die publiek oopgestel terwyl die ondersoek op hierdie toneel voortgeduur het. Die swaar reën en oorstromings en sterk winde van die Wes-Kaap vroeër in Mei getref het groot skade aan kraglyne, pale en ander elektrisiteitsstruktuur veroorsaak. Hoewel Eskom reeds meer as 80% van die gebiede wat geraak is, weer van krag voorsien het, is daar steeds sommige gemeenskappe wat nog wag vir herstelwerk. Volgens die jongste inligting werk Eskom en plaaslike owerhede daagliks om hierdie skade te herstel. In sommige afgeleë gebiede van die tuinroete en landbougebiede is die skade ergster so groot dat herstelwerk nog weke lank sal kan duur. Die Garden of Eden gebied naby Nysna kan moontlik eers teen 25 Julie 2026 weer ten volle van elektrisiteit voorsien word. Die storms het ook baie paaie, brei en kommunikasienetwerke beskadig, wat dit moeilik maak vir herstelspanne om by sekere plekke uit te kom. Boere en inwoners ondervind steeds uitdagings omdat hulle vir lang tye sonder elektrisiteit moet klaarkom. Die Wes-Kaapse regering sê die herstel van elektrisiteit bly een van hulle grootste prioriteite en daar nou saam met Eskom gewerk word om alle oorblywende gebiede so gou as moontlik weer aan die kragnetwerk gekoppel kan kry. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manimela, het die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema, oftewel NSFAS, weer onder administrasie geplaas weens ernstige bestuurs, finansiële en operasionele probleme. Die besluit volg nadat verskeie raadslede bedank het en haar groot onsekerheid oor die bestuur van die instelling ontstaan het. Dit is die derde keer sedert 2018 dat NSFAS onder administrasie geplaas word. Die raad is ontbind en professor Hlengani Matebola is as administrateur aangestel om die organisasie te stabiliseer en die probleme aan te spreek. Die minister het gesê die stap is nodig om vertroue in NSFAS te herstel en seker te maak dat studente die ondersteuning ontvang waarop hulle geregtig is. Studente se toelaas en befondsing sal volgens die departement steeds voortgaan terwyl die administrateurs hierdie instelling bestuur. NSFAS verskaf jaarliks finansiële hulp aan meer as 1 miljoen studente van arm en werkersgesinne wat aan universiteite en TV-ET colleges studeer. Die regering het nuwe maatreëls aangekondig om korrupsie en onreëlmatige tenders in die staatsdiens te bekamp. Die doel is om tenderprosesse meer deursigtig te maak sodat belastingbetalers kan sien hoe staatsgeld bestee kan word. Volgens die nuwe reëls moet besonderhede van staatskontrakte, verskaffers en betalings openbaar gemaak word. Kontrakte van meer as 1 miljoen rand moet binne 30 dae na toekenning bekend gemaak word. Verandering in kontrakte sal ook gerapporteer moet word. Die regering hoop dat groter deursigtigheid sal help om korrupsie en die onwettige toekenning van tenders te verminder. Die hervormings vorm deel van die implementering van die nuwe openbare verkrygingswet en aanbevelings wat uit die staatskapingsondersoek voortgespruit het. Kenners meen dat beter toesig, strenger beheer en vinniger optrede teen oortreders nodig is om die tenderstelsel weer geloofwaardig te kan maak. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het sy tweede tussentydse verslag teen die sperdatum van 29 Mei 2026 aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. Die kommissie ondersoek beweringe van diefstal, politieke inmenging en korrupsie binne Suid-Afrika se strafregstelsel. Die kommissie onder leiding van afgetrede regter Mbuyiseni Madlanga het die afgelope maande getuienis aangehoor
onder meer korrupsie, polisiesake, dwelmhandel en beweerde inmenging in wetstoepassingsagentskappe. Hoewel die inhoud van die tweede verslag amptelik nog bekend gemaak is nie, word verwag dat dit verdere aanbevelings sal bevat oor ondersoeke, moontlike vervolgings en stappe teen amptenare wat by onreëlmatigheid betrek is. Die kommissie sal nou voortgaan met sy werk en moet so finale verslag teen 31 Augustus 2026 aan die president oorhandig. Nog 'n geval van Back and Close is in die Oudtshoorn gebied in die Wes-Kaap bevestig. Die nuwe geval is op 'n klein melkplaas naby Maatjiesrivier aangemeld nadat beeste tekens van die siekte begin toon het. Laboratoriumtoetse het later bevestig dat die diere wel met die virus besmet is. Volgens staatsveearts Dr. Cathy Fox is dit die tweede plaas in die noordelike deel van Oudtshoorn wat positief getoets het. Die plaas is onmiddellik onder kwarantyne geplaas en streng beheermaatreëls is ingestel om te keer dat die siekte verder versprei. Owerhede het ook beheerpunte op paaie ingestel en monitor die beweging van vee in en uit die gebied. Boere is versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan veeartsenydienste te rapporteer. Back and Close raak veral beeste, skape, bokke en varke. Hoewel die siekte gewoonlik nie mense besmet nie, kan dit groot ekonomiese skade veroorsaak omdat die vervoer en verkoop van vee beperk word. Die Wes-Kaapse regering en landbouowerhede sê hulle werk nou saam met plaaslike boere om die uitbrekings te beheer en verdere verspreiding van die virus te voorkom. Hoewel die pryse van elektriese voertuie, oftewel EV's in Suid-Afrika, die afgelope jaar aansienlik gedaal het, bly dit vir gewone werkende Suid-Afrikaners buite hulle bereik. Die goedkoopste nuwe elektriese motors kos tans ongeveer R340.000, wat steeds meer is as die gewilde begrotingsmotors met petrol-engines. Kenners sê die grootste struikelblok is nie die gebruikskoste nie, maar die aanvanklike aankoopprys. Terwyl 'n elektriese voertuig baie goedkoper wees om te bestuur en in stand te hou, het die meeste gesinne nie die geld of finansiering om so groot aankoop te kan bekostig nie. Nog uitdagings sluit in die beperkte netwerk van laaistasies in sommige dele van die land, asook onsekerheid oor die herverkoopwaarde van gebruikte elektriese voertuie. Dit maak sommige kopers huiwerig om die skuif na elektriese vervoer te maak. Daar is egter tekens dat die mark besig is om te verander. Nuwe modelle en vervaardigers soos BYD en Geely het die intreepryse aansienlik verlaag en meer Suid-Afrikaners begin elektriese voertuie oorweeg na mate brandstofpryse verder gestyg het. Vir nou meen baie ontleeders dat die elektriese voertuie steeds hoofsaaklik vir middel- en hoër inkomste verdieners bedoel is, maar dat hulle oor die volgende paar jaar al hoe meer bekostigbaar vir die gewone salarisstrekkers sal kan word. Die Bourokan Bloubulle het Saterdag by Loftus Versveld in Pretoria hulle VRC kwart eindstryd teen Munster met 45 teenoor 14 punte gewen en daarmee hulle plek in die halfeindronde bespreek. Die Bulls was van vroeg af in beheer en het sterk aangeval terwyl Munster nie die druk kon hanteer nie. Teen die halftyd het die Suid-Afrikaanse span reeds 'n gemaklike voorsprong opgebou en het in die tweede helfte verder uitgebou met vinnige en fisieke spel. Munster het wel 'n paar keer teruggeveg en 2 keer punte aangeteken, maar dit was nie genoeg om die Bulls se momentum te keer nie. Met die oorwinning gaan die Bulls na die eindronde van die VRC kampioenskap, waar hulle groot uitdaging sal hê teen die top Europese spanne. 'n Kort opsomming, die Bulle was te sterk en het gemaklik gewen. Die DHL Stormers het Saterdag in Kaapstad 'n sterk vertoning gelewer en die Karafspan met 44 teenoor 21 gewen. In hulle VRK wedstryd, die Stormers was van vroeg af in beheer en het vinnig aanvallende rugby gespeel en druk op Karaf geplaas. Hulle het baie goeie balbesit benut en verskeie drieë gedruk om die wedstryd te beheer. Karaf het wel probeer terugweg en het self punte aangeteken, maar die Stormers se verdieping en tempo was te sterk op hierdie dag. 'n Kort opsomming, die Stormers het baie gemaklik in beheer gewen en het 'n oortuigende oorwinning in Kaapstad behaal. Verskeie Suid-Afrikaanse atlete neem vandag deel aan die Rabat Diamond League byeenkoms in Marokko, waarvan die wêreld se topatlete gaan meeding. Die byeenkoms sluit onder meer 100 meter, 200, 400, 800 en 1500 meter en velditems in, en dit is deel van die internasionale Diamond League reeks wat elite atletiek wêreldwyd aanbied. Vir die Suid-Afrikaners is daar 'n groot hoop op vertonings met atlete wat probeer om persoonlike beste tye te verbeter, podiumplekke te behaal en Suid-Afrika se naam hoog te hou op internasionale vlak. Die Rabat byeenkoms is bekend vir sterk kompetisie met Olimpiese en wêreldkampioene wat gereeld deelneem. Dit is 'n moeilike maar belangrike toets vir enige Suid-Afrikaanse atleet wat sy verskyning daar maak. Daar was 'n groot skok in tennis. João Fonseca het Novak Djokovic uitgeskakel by die 2026 Franse Open in Parys. Die wedstryd was baie intens en het 5 stelle geduur. Fonseca het vir Djokovic geklop met 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 en 7-5. So wat het gebeur? Djokovic het die eerste 2 stelle gewen en gelyk in beheer geëindig. Fonseca het teruggeveg en momentum gekry. Die wedstryd het byna 5 ure geduur in warm toestande.
Djokovic het fisies gesukkel in die laaste stel. Fonseca het met 'n sterk druk en kragtige houe teruggekom om te wen. Die gevolg, Fonseca gaan deur na die volgende ronde. Dit word gesien as een van die grootste oorwinnings van sy jong loopbaan. Kort opsomming, Djokovic was 2 stelle voor, maar Fonseca maak 'n groot comeback en wen in 5 stelle. Die DHL-Stormers se springbokstid, Frans Malherbe, is al vir 'n lang tyd buite aksie met 'n ernstige rug- en nekbesering en sy herstel bly tans onseker. Hy het sedert 2024 groot dele van die rugby misgeloop en het steeds nie teruggekeer na volle wedstrydgereedheid nie. Volgens die Stormers afrigting is hy besig met intensiewe rehabilitasie en daar is wel 'n verbetering, maar hy is nog nie gereed om weer te skram of vol wedstryde te speel nie. Daar was vroeër selfs kommer dat die besering sy loopbaan kon beëindig het, maar hy werk nog daaraan om terug te keer en bly 'n deel van die Stormers se langtermynplanne. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1424, Polokwane 921, Lephalale 1224, Mbombela 1123, Mahikeng 1122, Pretoria 1222, Johannesburg 1221, Ermelo 621, Kalahari 1526, Gaborone 1323, Richards Bay 1523, Pietermaritzburg 1024, Durban 1623, Port St Johns 1326, Pongola 1423, Maputo 1828, Bethlehem 619, Bloemfontein 1021, Alaval Noord 921, Welkom 1121, Vryburg 1124, Kimberley 1323, Appington 1626, Prieska 1426, Springbok 1527, Karasburg 1728, Keetmanshoop 1627, Mariental 1427, Alexanderbaai 1224, Brandvlei 1426, Loederitsbaai 1729, Vredendal 1631, Kaapstad 1422, Sutherland 1120, George 1427, Jeffreys Bay 1327, Kibera 1228, Grafreinet 1125, Kaaphooggelas 1123, De Aar 1222, Multino 718, Beaufort Wes 1426, Oos-London 1127, Mabalane 1628. Ons weervoorspelling vir vandag: die Wes-Kaap is gedeeltelik bewolk, enkele ligte buie langs die Suidkus, Noord-Kaap provinsie sonnig en droog, Vrystaat sonnig en koel, Gauteng sonnig en koel, Noordwes fyn en droog, Limpopo sonnig en warm, Mpumalanga gedeeltelik bewolk, klein kans op ligte buie bestaan, KwaZulu-Natal bewolk met enkele verspreide buie, die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met enkele kusbuie. Die hoofbeeld: die meeste provinsies kan 'n sonnige en droë wintersdag verwag met reën hoofsaaklik langs die suid- en ooskus. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.24 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R21.83, die euro verhandel teen R18.93, die Australiese dollar kos R11.66, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,929 per fyn ons, palladium kos $1,382, goud kos $4,541 per fyn ons, silwer per fyn ons is $75.12, Brent olie per vat is $91.12. Gedagte vir die dag: Sondag gee ons die geleentheid om stil te word en dankbaar te wees vir alles wat ons ontvang het. Die week wat verby is, het sy eie vreugdes en uitdagings gehad, maar elke nuwe dag bring ook nuwe hoop. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.